Hallo en welkom weer eens by Prep saam met Suidlanders, saam met my Marius Greiling en Chart Fourie, waar ons lekker gesels oor voorbereiding of prepping. Ons het nou al 'n video gemaak oor die grypsak of die bug-out bag, soos hy in Engels bekend staan. Gaan kyk gerus daai video as jy hom nog nie gesien het nie. Hierdie is deel 2 van dit waar ons meer gaan gesels nou oor die inhoud spesifiek van wat is belangrik om in jou grypsak te hê. Hallo Chart, hoe gaan dit met jou? Kom ons begin daarby voordat ek net inspring en weghol. Goed doen jy, Marius. Ja, nee, dit gaan goed. Ons het so 'n bietjie 'n winderige dag hier by ons, maar ja, dit is mos maar deel van die fun. Ja. Nee, Appington in die oggende is nou koud. Jong, die ysbere loop wild rond hier by ons, maar deur die dag is dit lekker in die aand. Aand en die oggende is en ons is nou eers in Junie maand. Ek wil nie weet hoe gaan Julie en Augustus wees nie. Ja, maar jy moet van daai ysbere probeer maak man. Ja, ja. Ja, maar soos ek nou net wou gesê het, ons gaan gesels oor die inhoud van die grypsakke. Ek dink jy het in die vorige video gesê onthou, 'n grypsak is 'n baie persoonlike ding. So ons gaan die oorhoofse goeders gaan ons bespreek, maar elke ou is verantwoordelik om sy eie grypsak persoonlik vir hom aan mekaar te sit oor wat hy gaan, soos byvoorbeeld ek het nie bloeddrukprobleme nie, maar die ou langs my dalk soos jy gesê het bloeddrukprobleme en hy moet natuurlik dan bloeddrukpille vir hom inpak. Maar ek hoef dit nie in te pak nie want ek het nie probleme daarmee nie. So ja, Chart, jy het gesê jy het 'n lekker lys van goed wat jy met ons gaan deurgaan. Ja, Marius, wat ek op gaan werk is maar wat ons persoonlik gepak het. Hopelik leer die mense ietsie daaruit. Maar weer 'n keer presies soos wat jy sê, jy moet dit vir persoonlik na jou toe. En dit is nogal belangrik om daai konsep te verstaan. So dit help nie jy pak presies wat ek vir jou sê nie. En dis belangrik dan nou weer met die kommentare. Laat die mense met mekaar gesels. Ja, En sê wat is in jou grypsak, want daar gaan iemand dalk nou net ietsie optel wat vir hulle gaan werk wat noodwendig nou nie eers in die video is byvoorbeeld nie. ja, So dis nogal belangrik om daai aan te raak. So ek wil net hê die mense moet verstaan. Praat in die kommentare, help mekaar, ondersteun mekaar. Dit is maar die idee van die reeks ook. ja. Ek gaan wegspring en dan gaan ek gaan net so vinnig gou hardloop oor die julle moet maar verskoon, ek gaan nou maar so kyk op my papiere. Anders ja, my vrou is maar 'n luisie mens, so ja, as ek dit moes gedoen het soos ek sê, dan sou ek dalk net spanners ingepak het. Maar anyway, ek gaan so vinnig net oor die oorhoofse goedjies praat en dan sal ons in diepte in elkeen ingaan. So die eerste of die paar aspekte is persoonlike higiëne, vuur en hitte, medies, kos en water, skuiling, wapens en veiligheid en dan het jy tools, so daar is daarom 'n bietjie tools. Ja. Dan het jy nou in die algemeen, dan het ons electronics of elektronika en dan het jy visvanggoed. So dit is maar ons paar fokuspunte gewees. En dan gaan ek nou maar begin by die eerste ouetjie, laat ek nou net my papiere weer reg kry. So ja, soos ek sê, mense wat belangrik is, weer 'n keer, jy moet dit vir persoonlik, soos wat ek en Marius nou gesê het, en jy moet maar deurgaan en kyk wat werk vir jou. Ek gaan nou gou begin by persoonlike higiëne. So ons het flos, nou ek soek die flossie, maar my vrou flos. Dis fyn. Jy weet maar daar is weer 'n keer flos tussen ons spul. As dit sin maak. Okay, ek het wel tandeborsel, tandepasta. Is belangrik. Onthou hierdie goedjies gaan uithardloop, moenie 'n fout maak nie, veral as dit lank aanhou. Ja, Maar net vir interessantheid, dis makliker. Ek weet nie of baie mense daarvan weet nie, maar jy kan byvoorbeeld net gewone hout asvat, en ook jou tande skoonmaak daarmee. Dit is nou nie, dis eintlik beter want dit nie al die fluoried en al daai goeters in wat eintlik nou maar in tandepasta is nie. Maar net vir interessantheid, jy weet maar daar het jy die tandeborsel. So die tandeborsel is die belangrike aspek. ja, Hand sanitizer, pocket wipes, ek het ook nie daai goed nie, maar my vrou sal dit hê. Toiletpapier, ja, dit is weer 'n keer 'n vrou ding. Ons het daarom nou nie so seer daai probleem nie.
Maar in dieselfde asem, jy weet, dit is enige ou wat 'n bakkie ry, behoort toiletpapier in sy bakkie en anyway te hê. As 'n voorsorg. Maar ja, dit is ek persoonlik voel, veral in die dan scenario gaan ek nie toiletpapier byvoorbeeld prep nie. Of selfs in my grypsak hê nie, vir die eenvoudige rede dat jy het nou maar jy het maar 'n ou waslappie en jy gebruik jou waslappie en as jy klaar om gebruik het, dan was jy hom. Nou hoef jy nie al daai massas toiletpapier te probeer 'n plan mee maak nie. Watteballetjies, weer 'n keer, ek sal nie dit hê nie, my vrou sal dit hê. Earbuds, ja, ek mag van dit hê. Seep verseker. Um Klein pakkie pocket tissues. Okay, ja, ek is nie eers seker daarvan nie. Tampons en pads, ek mag dalk tampons by my hê, veral vir wonde. Ja, Maar die pads sal waarskynlik en so sal meerendeels by my vrou wees en my dogters. Skeermes, lemmetjies en skeerroom, soos jy kan sien, ek gaan definitief nie skeermes, lemmetjies of skeerroom hê nie. Ek dink nie dit is eintlik, in my opinie dink ek nie dis 'n noodsaaklikheid nie, maar dit mag nou verskil van mens tot mens. ja, Mouthwash is belangrik en dis nie vir mouthwash nie. Dis vir insekbeheer. As jy mouthwash vat en jy verdun hom met water en jy spuit dit op jou, dan eet die muskiete jou in goeters baie minder. Dis nie weg nie, dis nie soos Peaceful Sleep of Tabard of daai goed nie. Maar dit keer definitief dat die goed jou nie so baie eet nie. ja, So dit is nogal 'n belangrike een. Borsels en kamme, weer 'n keer, ek het nie die probleem nie, maar my ja. dogters het almal lang hare. So weer 'n keer, dis iets wat hulle sal moet in hê. Rekkies, knippies, weer 'n keer, ek het nie daai probleem nie. Tweezers, baie belangrik. Ekskuus. Jy weet, as jy 'n doring of 'n ding moet uithaal of wat ook al, jy weet, dit is maar belangrik om daai tweezertjies te hê. Ja, Klein vergrootglas. Vergrootglas is vir my baie belangrik. Ek het 'n hele paar van hulle. Want daar's 'n hele klomp goed wat jy daarmee kan doen en ek meen die grootste en belangrikste is jy kan 'n vuur begin daarmee met die ja, son en 'n stukkie papier. So dit is nogal 'n belangrike een wat ons het. En natuurlik as jy iets moet uithaal, nê, as jy nou in iets getrap het of wat ook al en jy kan nie mooi sien of wat ook al nie, dan het jy daarom die vergrootglas ook. ja, Lipbalm is ook nie iets wat ek byvoorbeeld sal hê nie, maar dit sal by die ander wees. En dan kan jy nou kyk na goed soos 'n sonblok en daai goed. Ek is ook nie 'n groot ding af nie. Ek is inteendeel lief vir die son. Ek sal wel sê 'n hoed is vir my belangriker as son blok, vir die ja, eenvoudige rede dat jy nou maar hoe meer son jy eintlik op jou kry, dis maar net my persoonlike opinie. Ek dink die son is beter vir jou as wat ons gevertel is wat hy is. ja, En as jy nou maar gaan kyk na daai chemikalieë wat in hierdie sonblokke en sonrome en goeters is dit eintlik baie sleg vir jou. ja, ja, In my opinie. Nou dit is so vinnig in persoonlike higiëne wat ons nou sal hê tussen ons spul as 'n familie. ja. Ek weet nie, Marius, wil jy hê ek moet deur alles hardloop en dan kan jy dalk jou bietjie opsê, of wil jy hê ons moet so halfpad stop en elkeen dan net so Ek dink jy moet so adresseer? na elke een vir my 'n kansie gee, want ek dink ek gaan alles onthou wat ek dalk Okay. sê as jy deur alles gehardloop het. Om terug te kom na die flos toe. Ek is ook nie eintlik 'n persoon wat flos nie. Ek moet seker meer flos of wat ook al vir my gesonde tande of wat ook al. Die dinge van die flos is dis 'n ekstra, kom ons sê 5 meter of 10 meter bietjie tou wat jy saam met jou het wat baie lig is. So as jy moet iets doen en jy het nie regtig waar een of ander vorm van tou by jou nie en jy moet ietsie kan vasmaak, dan gaan jy daarom die flos kan gebruik vir daai doeleinde. Ja, dit gaan nie die sterkste wees nie, dit gaan nie wat ook al wees nie, maar dit is soos 'n ekstra stukkie bietjie tou wat jy by jou het. So ek het definitief in my grypsak ook flos vir eintlik meer vir die doeleinde vir weet jy wat, as jy nood daar druk en ek moet iets vasmaak of iets ja, kan vasmaak, dan het ek flos waarmee ek dit kan doen. En ek het nou al flos getoets. Flos breek nie so maklik nie. Dis eintlik maar sterk. Dit gaan nou nie 50 kg se gewig dra nie. Maar ek bedoel as jou een tent se toutjie weggeraak het en jy kan dit vervang met 'n stukkie flos wat jy dubbelvou in dalk so al vleg,
dan is jou probleem opgelos en dit is 'n klein dingetjie wat jy saam met jou dra. Maar verder ja, ek stem 100% saam met al die ander goeders wat jy gesê het. Mense moet altyd dink of 'n spesifieke ding meer is 'n paar doeleindes kan hê, soos jy gesê het met die mondspoel, met die mouthwash. Ja, 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 so ja, hy kan jou ja. mond lekker vars maak, maar hy kan ook werk om die goggas 'n bietjie van jou af weg te hou. Ja, ek dink ons gaan maar dalk op in 'n stadium kom waar ons maar net so 2 tree weg staan van mekaar af as gevolg van die mond. Maar dit is maar dis maar 'n realiteit waarmee ons gaan sit. Ja, okay, dan gaan ek aanbeweeg na die volgende enetjie toe wat nou vuur en hitte is. So waterbestande vuurhoutjies, ek is nie 'n fan nie. Ek koop sommer maar net 'n big lighter. Vir die eenvoudige rede al word 'n big lighter nat. En as jy verstaan hoe hy werk, kyk, hy het 'n interne flint. En jy kan baie goed baie lank keer of klomp hoeveelhede aansteek met 'n big lighter. So kom ons sê hy word nat en hy wil nie meer spaak nie. Al wat jy doen is jy vat hom en jy trek hom so 'n paar keer op jou broek en dan sy weer reg. Jy weet dan kan hy weer werk. So ek is nie 'n groot fan van die waterbestande vuurhoutjies nie. Dit maak nie vir my sin nie. Ek sal eerder soos ek sê 10 big lighters hê. Want dit sal my 'n hele ruk hou. En dan paraffin wax is 'n opsie wat baie ouens gebruik. Hulle gebruik hulle noem dit 'n tonteldoos amper. So wat hulle doen is hulle vat maar 'n stukkie koper of 'n koperpypie en hulle gooi kerswas in en jy het gewoonlik maar dis maar soos 'n kers, maar hy's net binne in iets. Ja, So dis nogal goed om vure aan te steek. Maar weer 'n keer dit maak nie vir my sin nie. Soos ek sê, ek gebruik sommer maar net die big lighters. Daar's genoeg gemors daar buite in ons land. Plastiek ensovoorts. As jy daai ding aan die gang eers kry, kan jy vir jou redelike vuur maak daarmee. Dan 'n interessante ding, en dit is nou maar meer vir die girls wat nog so is of in daai milieu is waar jy nou nog Q-tex en sulke tipe goedjies opsit. Die nail varnish, daai nail polish wat jy kry, is 'n lekker ding om 'n vuur mee aan te steek. Selfs as soos hand sanitizer, werk eintlik baie goed om vuur aan te steek. Besop net, sy vlam is deurskynend, so jy dink dalk hy's nie aan nie, en dan gaan hy vir jou brand dat jy in 'n ander bloedgroep ingaan. Dan die cotton balls is nou weer soort van belangrik daar. Nou verstaan ek hoekom sy dit geprep het. As hulle bietjie in petroleum jelly gelê het, dan het jy eintlik maar soort van 'n stukkie blits. Ek weet 'n ander ding wat die ouens ook doen is hulle sit teesakkies in paraffien. Dan het jy ook maar 'n tipe van 'n blits. Jy weet, hy brand redelik lank. Maar ek sal nie byvoorbeeld daai tipe goed prep nie. Soos wat ek sê weer 'n keer, ek val maar terug op my big lighters. En dan het jy goed nou soos pocket warmers, missies. Ekskuus, ek kan nie sien wat ek hier staan nie. En komberse. Nou weer eens, dit is nie ek is nie 'n missie ou nie. In my hande, jy weet, as Johanna werk, dan kan hulle nie koud nie. Maar onthou nou, dit is weer spesifiek tot 'n persoon. Dames is geneig om baie meer of baie vinniger koud te kry as wat ons doen. En dan word iets soos jy weet, handskoene en missies en daai goed word belangrik spesifiek vir hulle. ja. Maar ek weet nie of daar iets is wat jy daar wil byvoeg nie. Nee, ag wat. Nee, ek dink jy het dit goed gecover. Mense kry ook ligte komberse maar wat baie hitte inhou. So moenie net sommer enige kombers gaan koop oor dit hy goedkoop is of oor dit hy duur is of wat ook al nie. Onthou jy gaan hy goed met ronddra en ons weet nie vir hoeveel kilos gaan jy dit dalk met ronddra nie. So gaan kyk, betaal dalk 'n bietjie meer vir 'n dunner kombers, maar wat baie meer hitte inhou. Maar net want ek het al daai oefening probeer doen om te kyk, luister hierdie dik kombers teenoor hierdie dunnetjie wat hulle sê is so duur, maar dan is daai dunnetjie werk eintlik beter as wat die dik ene gewerk het, want hy is van so materiaal gemaak of iets laat hy net baie meer van jou liggaamshitte inhou. Ja, space blankets is maar eintlik jou beste ding daar. Maar nou weer die probleem met 'n space blanket is, haring word baie vinnig baie warm. Jy weet, en so dan sit jy weet, jy's warm koud en dan voordat jy jou oë uitvee dan is jy nou nog siek daarvan af ook. Maar 100% soos jy sê, betaal eerder 'n bietjie meer en maak seker jy het 'n beter kwaliteit ding wat actually werk.
as Ja. wat jy weet 'n goedkoper ding koop en jy kan hom anyway gebruik nie want dinge is so swaar jy kan niks met hom doen nie. Dit help ook glad nie. Okay, dan gaan ons nou aanbeweeg na die volgende een toe. Dis medies. Medies is baie belangrik. En hier's nou ook waar jy dit spesifiek moet maak aan jou as persoon of familie. So ek gaan gou-gou deurhardloop. So ons het antibiotika salf in. Dan het ons hydrocortisone salf. So dit is maar 'n anti-juk salf. Dis nou maar vir goggas en goed wat jou dalk nou kan bykom. Steriele gauze pads. Jy weet dit is nou 'n hele klomp van hulle. Dit is nou maar as jy 'n wond of iets opkry. Ploftape, antiseptic wipe packs, scissor paramedic style, breakproof non-glass non-mercury termometer. So dit is nog belangrik om te kyk as daar koors is. Mense, 'n ander ding is wat ek net vinnig aan wil raak. Onthou jy kry baie elektroniese toetsgoeters, ewen bloeddrukgoeters. Jy kry baie van hulle wat elektronies is, maar jy moet verstaan. Dit is as jy dink aan langtermyn prepping en jy kan daai ding verpak laat hy redelik toe is en alles, dan is dit fyn. Maar in 'n grypsak scenario werk daai goed nie regtig baie mooi nie. Vir die eenvoudige rede dat as daai dinge 'n stam kry, dan meet hy jou dat jy is besig om dood te gaan. En hy's nie heeltemal 100% akkuraat nie. As hy mooi verpak is en hy's alright en jy het nie probleem by al mens. Maar die probleem is wat ek al opgetel het. Daai ding vat een stampie en dan naak sy kop uit. Waar die ouer metode, die analoog metode is eintlik maar die beste. Bloeddruk, koors, al daai goeters en dis hoekom die koorspen nou spesifiek hier in is. Ja. Pleisters, knuckle, finger, butterfly, daai verskillende pleisters wat jy kry en dan is dit nou die pilletjies, is nou maar paracetamol, aspirine, ibuprofen, mediese handskoene, laxatives, armsplint, instant ice pack, laminated noodkaartjie met allergie, kontak, bloedtipe, naam en adres of dog tags. Nou ek sal vir julle Marius voordat julle hierdie video laai sal ek vir julle net 'n voorbeeld stuur van die dog tags. Dis baie oulik. Dis nogal oulike ding wat ons nog op kwaai gebruik, want dit al die inligting op en al jou dramas en moeilikheidte. Want jy weet veral as jy nie bewus tot jou volle bewussyn is ensovoorts nie, jy weet kan iemand jou doodmaak deur jou die verkeerde medikasie byvoorbeeld te gee. En dit is nogal belangrik. Maar ek sal vir jou 'n voorbeeldjie daar stuur wat Arnold dan nou net vir ons kan dalk byvoeg. Ja. Op die video self. Ek sal definitief belangstel in so iets want ek is allergies vir jodium en jodium is jou heel beste antiseptiese middels. Ek bedoel as jy 'n operasie moet kry of wat ook al, daai breinsous wat hulle so op die ouens smeer voordat hulle sny met die skalpel is skoon jodium amper. Nou vir my as jy as jy met 'n dokter in die veld en jy vat my Mercurocram byvoorbeeld. My Mercurocram het ontsettend baie jodium. Dan maak jy my dood en ek kon dit nie teen geoorleef het, maar net oor dat jy Mercurocram gebruik het. Verseker. Dan maak dit nie. So ek sal self belangstel daaraan om van daai dog tags te kry om dit te kan verhoed. Dis nogal 'n belangrike aspek wat ek nie eens aan gedink het nie. Ek sien nou, jy bring my vrou nou vir my die dog tags, maar ek sal nou 'n mooi fotootjie ook neem. En dis redelik mooi ingesit. Jy weet van wat alles op het en dan kan jy nou nog meer inligting insit. Jy weet wat ons nou byvoorbeeld vir die kinders se dog tags het is jy weet ons inligting ook. Weer 'n keer as hulle dalk verlore raak en niemand weet wie is hulle of wat ook al en dan is dit daar. Maar ek sal dit vir julle stuur en dan kan 'n mens dit dalk net byvoeg dat 'n mens mooi kan sien hoe lyk dit en wat is dit. Okay, ons was nou dan het ons nou instant hot pack, verkoue sinus grieppille, instant eye wash, burn shield en kroniese medikasie. Wat ek het daar wel bysit, ek weet nie of ek dit dalk gelees het nie. Ek het nogal ons familie gevat en gesê ons moet kwai fokus op maagkramppille en rehydrate. Vir die eenvoudige rede dat veral in jou grypsak jy mag in 'n scenario kom waar die water wat jy moet drink noodgedwonge baie sif is. Nou ons het watersuiwering ensovoorts, maar dit kan jy nog steeds vang. Nou wil jy nie iets hê soos 'n Imodium of so iets wat die maag stop nie. Die maag moet loop want daai gogga wat jy gekry het moet uit. En dan word goed soos maag
jy weet vir die maagkrampe is belangrik om weer jy weet net jou elektrolyte en alles weer terug te sit, word die rehydrate en al daai goeters word dan nou ook belangrik. So dis nogal 'n kwaai ding wat ons het te veel van dit eintlik in ons skrypsakke. Maar Ja. dis nou maar juis om seker te maak dat jy nie dat jy dalk nou nie dehydreer nie. Ek dink nie is 'n baie lekker manier om te gaan as jy moet gaan nie. Ja. In my opinie. Ek weet nie, is daar dalk nog iets wat jy wil byvoeg daarso, Marius? Ons het by ons ek is nou nie seker ek weet jy het gesê jy het antibiotika room, maar ons het 'n wye spektrum antibiotika pil na ons apteker toe gegaan gesê luister hier, ons wil graag grootmaak aankoop. Hierdie is die doel hoekom ons dit wil aankoop. Ons soek 'n wye spektrum antibiotika en ja, ons het so 'n bottel gekry van 1000 pille wat ons nou opgedeel het tussen ons familielede. Laat elkeen kom ons sê 50 by hom dra of 100 by hom dra of wat ook al. En dit is 'n wye spektrum antibiotika. Ja, want as jy hom gaan nodig hê dan gaan jy wens jy het jy het hom en ek bedoel 'n wye spektrum hy dit is hoekom dit 'n wye spektrum genoem word want hy dek 'n wye spektrum. So ja, daar's baie mense wat spesifieke antibiotikas vir spesifieke doeleindes prep en ek sê vir jou dit is goed, maar ek kan nie 5 verskillende antibiotikas in my grypsak hê nie. So ek sal liewer een sakkie vol 'n wye spektrum by my hê van 50 tablette of 20 tablette of wat ook al jy wil voel jy wil prep, die hoeveelheid wat jy wil prep. Maar verder nee, ek is dan stem ek saam met jou met die medies omtrent oor alles. 100% nee, dit maak sin wat jy sê en dit is so, jy's 100% reg. In ons permanente prepping het ons nou daai spesifiekes waarvan jy praat. Jy weet soos wat jy sê, jy het antibiotika vir 'n as jy nou byvoorbeeld bosluiskoors kry, jy het antibiotika vir hierdie, jy het antibiotika vir daardie. Maar die wye spektrum is spesifiek presies soos wat jy sê, dit is deel van jou grypsak voorbereiding, want op die einde van die dag, as jy nou 'n ding kry hier, wat ook al dit is, ons weet nie wat dit is nie. As daar nie ou is wat die simptome kan identifiseer en sê, okay, maar jy het nou eintlik net snotsiekte of whatever nie. Jy weet, maar wie is daar? Ek ben nie een van ons Ja. is dokter nie. Ons is nie mensmechanics nie. Hulle verstaan ons maar die kursus. Ek wil nie weet van medies nie. Ek's te dom met dit. So eerder in die kar werk, dan kan hulle aan die mense werk. Ja. Okay, kom ons beweeg aan na die kos en die water toe. Okay, hier's nou weer 'n keer, onthou nou, kom nou maar weer terug soos wat ons in die begin ook gesê het, spesifiek tot jou. Mense mag met my hier verskil, maar dit is maar wat ons ingehaat het. So ons het byvoorbeeld, of wat ek spesifiek by my gehad is energy bars, vir die eenvoudige rede dat dis lig. Nadeel is jy moet hom draai. Dis nie iets wat jy in jou sak kan los en hy staan daar vir 'n jaar of 6 maande nie. Hy word maar 'n bietjie af. So jy moet dit maar elke nou en dan draai. Maar as jy moet met dit gaan, is dit iets wat jou lekker baie energie gee en jy kan aangaan met hom. Hy is vir my redelik swaar ook. So Ja. ek verduidelik dit mos maar, ek dink in die vorige video's, jy weet, ek kan baie pasta eet en nooit vol word nie, maar jy weet, as ek 'n stuk vleis eet, dan raak jy vol. Jy weet, en ek kry nog dieselfde met die energy bars, maar dit mag nou anders te wees vir ander mense. Dan het ons maar neute, rosyne, al daai goed, maar dieselfde ding weer, hy moet draai. Dis nie iets wat jy net kan los en vergeet van nie. Dan het ons water suiwering is belangrik. So, maar jy gaan dalk nie die vermoë hê om water te loop kook nie, vir wat ook al rede nie. Jy weet, of jy dalk nou nie 'n vuur kan maak nie, of jy dalk net nie die tyd om dit te doen nie. Dan word jou watertablette wat jy kry, wat 'n mens maar in die weermag ook gekry het, wat jy maar in jou botteltjie gooi en dan maak hy die water so skoon as wat hy kan kom. En dan kry jy ook jy kry sulke druppels, ek kan nou nie sien dat dit hier op is nie, miskien is ek mal, maar jy kry sulke druppeltjies wat jy ook ingooi, wat ook die water skoon maak, wat ook nogal redelik goed werk. Mens moet maar net in gedagte hou, onthou nou hierdie ding maak meerendeels van die bakterieë ensovoorts dood. So as jy nou water kry wat nou dalk swaar metale of wat ook al in het, jy weet, dan gaan dit haal nie dit uit nie. Mens moet dit verstaan. En dit is maar 'n realiteit waarmee jy sit. Maar ek meen, jy gaan ook nou nie opeindig om 700,000 liter van daai spesifieke water te drink nie. Ek meen, dit is 'n oorlewingssituasie. Korrek. So mens moet dit maar net in gedagte hou.
Dan kry jy kry sulke peanut butter pakkies wat jy ook kan gebruik. Jy weet vir 'n vinnige net 'n energie gee. En ek dink die mense sal vandag agterkom, ek fokus nogal baie op die energie aspek en dis juist omdat jy stap. Ongelukkig het ons ook nou maar al die vermoë oor die jare verloor, tensy jy oues wat jag byvoorbeeld. Dan kan ek nogal skat jy's redelik fiks, maar dan hang ook nog maar af of jy jag van die bakkie af. Maar as jy in die Bosveld gaan jag, moet jy stap. En ek meen jy stap maklik 5 tot 10 kilos in daai jag oefening wat jy doen. So jy moet ook verstaan dat ons het baie keer daai vermoë om lang en te stap al verloor. Jy weet, as jy dit nie die gereeld doen nie, dan verleer Ja. mense dit. En natuurlik ons dra ons nou maar almal meer gewig as wat ons eintlik moet. So dit sal ook maar 'n bietjie help met dit. Jy weet, maar dan het jy die energie nodig om daai ontslae te raak van. Ja. En dan het ek nou ook goeters soos en dit is ook maar net my persoonlike ding is ek het 'n bietjie sout en spices wat ek ook insit. Maar dit is spesifiek nou maar meer te doen met nie soseer eet nie. Maar veral as jy lank gestap het, baie elektrolyte verloor en al sulke goeters. Ek weet mense sê nee, maar dis as gevolg van die krampe. Mense verstaan nie die konsep nie. Dis juis omdat jy jou elektrolyte verloor, hoekom jy krampe kry. Ek weet dat dit nou verander en jy kry goed soos die rehydrate en so. Maar in die ou dae het hulle vir jou soutpil gegee as jy krampe gekry het en die krampe weggevat. Ja. So mense verstaan daai konsep verkeerd om baie keer. So ja, ek gebruik dit spesifiek vir dit. En dan kan jy nou maar besluit as mense kry hierdie oulike, jy weet as jy nou regtig 'n obsessie het met koffie en sulke tipe goed, dan kry jy mos nou hierdie pakkies wat jy kan koop wat klaar koppie koffie in sy eie is. Jy gooi maar jy moet net warm water bygooi. Jy weet daai goedjies is nou maar goed wat jy meer kan besluit oor of jy dit wil doen. Dis nie regtig iets wat ek in my grypsak het nie. Dis maar net vir my belangrik dat jy weet die opsie is daar. En dis maar basies kos en water, maar ek weet nie wat die hele gedoen met die kos en water. Natuurlik met die water natuurlik. Sorg dat jy 'n ordentlike waterbottel het. Ek sê altyd as jy kan, gaan vir die ou Army issue waterbottels, want weer 'n keer hoef nie in jou grypsak te wees nie. Jy kan hom in jou belt sit en so voorts. Weer 'n keer as jy jag, die meeste van die ouens behoort dan anyway so 'n bottel maar te hê, want omdat hy aan die belt kan vasmaak en agter op die rug en op die waar ook al, jy weet, is net baie makliker. Maar waterbottel is baie belangrik. Ja, vir die mense wat dalk nou nie die geld het vir die fancy waterpille en daai tipe goeders in die beginstadiums wat ons grypsakke en die dinge gedoen het, as dit kom by wateringssuiweraar, het ek 'n klein houertjie vol kloor en ek het 'n klein houertjie met bleach saam met my gedra. Nou albei het ander funksies ook, maar een van hulle funksies is om 'n klein bietjie van elkeen by te gooi en dan kan dit ook dien as 'n watersuiweraar. Ja, jy moet versigtig wees, gaan lees op oor hoeveel kan jy gebruik per hoeveel milliliter water sonder dat dit vir jou skadelik is. Maar as jy nie in die begin nou geld het vir hierdie waterpille of water tipe foefies nie, kloor en bleach, daai twee om 'n klein bietjies van dit by te voeg, jou water goed te skit en dan te drink, maak ook redelik baie van die kieme dood. En op klein hoeveelhede gaan dit nie regtig waar skade vir jou doen nie. So dis maar ons wateringssuiweringsplan wat ons vir ons grypsakke gehad het in die begin toe ons nou nog nie kon, soos jy gesê, daai waterpille en daai goeders kon bekostig het nie. Maar soos ek sê, gaan lees op daaroor. Moenie my woord vat vir hoeveelhede en dinge nie. Gaan doen jouself die guns, gaan lees op, gaan leer jouself oor hoeveel van wat kan ek gebruik om dit te kan gebruik as 'n wateringssuiweringsmiddel, wil ek amper sê. 100%. En onthou jy kry nou goed soos life straws en al daai goeters. Jy weet wat jy net jy kan hom sommer so uit die rivier uit drink as jy regtig wil. Maar weer 'n keer, jy weet jy moet weer kry wat vir jou gaan werk. Presies soos wat jy nou aangeraak het. Jy weet as jy nou nie daai kan bekostig nie, wat is die alternatief? En dis presies hoe jy dit moet aanpak. Maar sorg dat dit min en klein is, soos jy sê, klein botteltjies van dit. Dis nie nodig om 'n hele bottel jik in te sit nie, jy weet, want anders raak dit ook nou weer swaar op jou en van die dag. Okay, skuiling is die volgende een. Paracord is 'n belangrike aspek van my.
Ek gaan nou verduidelik hoekom en dan waterproof tops. So dit is maar 'n grondseil, ek hou van hulle. 'n Reënjas, 'n sambreel, uh tente, slapsakke. Nou hierdie een is 'n bietjie moeiliker vir die eenvoudige rede dat dit hang af wanneer jy onttrek, watter tyd van die jaar dit is. Jy weet, as dit in die somer is, ja, dan die eerste paar goedjies wat ek daar genoem het, jy weet, reënjasse en daai goed raak aan belangrik. Maar as jy nou onttrek, is 'n reënjas vir my puntloos. Ek gaan hom nie eers in my grypsak hê nie. Hmm. So dis 'n ander ding wat 'n mens moet ook verstaan, dat jy weet jy maak nie jou grypsak en hy staan daar in die kas en jy vergeet van hom nie. Hy moet ook die heeltyd geherevalueer word. Sê word, Ja, okay, dis nou winter. So ek wil eerder gaan ek my parka dra of gaan ek hom in my grypsak sit, byvoorbeeld. ja, Jy weet, maar okay, dis nou somer. Ek gaan nie nou my parka hê nie, maar gaan ek my reënjas hê of gaan ek so maak. So dis maar net 'n konsep wat ek net daar wil aanbring met die skuiling aspek. Oor die ja, paracord, ek het nou nie meer daai dog tags nie. Ek weet nou nie waar is hulle nie. Maar wat ons gedoen het met die dog tags is hulle kom uit met of jy kan daai kettingkies vat wat hulle nou maar wat jy in die flieks ook sien en dan ruk hulle hom so af. Dan lyk dit nou vreeslik dramaties. Ons het daai kettingkies weggegooi en ons het paracord gevat en dit die toutjie gemaak. Jy weet jy knoop hom maar net, jy brand hom bietjie en so. ja, Wat paracord vreeslik lekker maak is dis 'n vreeslike praktiese ding. Jy kan goed met hom vasmaak obviously. En as jy hom uitrafel, kan jy hom gebruik om vuur te maak. Jy weet hy is genuine 'n baie praktiese hulpmiddel vir as jy in die onttrekkingsscenario is. So die paracord is vir my baie belangrik. Want jy kan ook goed met hom span. Jy weet as jy nou vir jou vinnig 'n skuilingkie moet maak. Ek hou nogal baie as jy hulle dit kan kry. Marius, jy behoort nou te weet die ou issue grondseiltjie wat jy gekry het in die weermag. ja, En nou kyk daai ding is kliphard. Ek het nou nog hier by my, ek dink een of twee van hulle. En of jy nou op hom slaap of hom span of hom jy weet oor die bakkie trek of wat daai ding hou. Hy skeer nie, hy hou net. En hulle werk lekker, jy weet veral as jy 'n skuilingkie moet maak, iets om onder te sit of om op dit te sit. Jy weet dit daai goedjies werk dit vir my baie baie goed. Jy weet in terme van dit. hmm, Obviously, in ons milieu gaan ons meer kyk na tente en daai tipe aspek, maar dis nie noodwendig te sê jy kan 'n tent in jou grypsak sit. Hoe gaan jy daai ding dra en so voort. Jy weet, so dan word die grondseiltjie aspek nogal baie belangrik. Want jy sal 'n grondseiltjie hê wat jy basies dan nou kan span oor jou en jy dan nou jou slaapsak. Jou slaapsak is baie belangrik om by jou te hê veral ek wil ook net 'n punt maak daar gaan weer soos wat jy vroeër gesê het, koop die beter kwaliteit een. Moenie 'n cheapie koop wat R80 is en dan kom jy agter as die wind waai, dan waai sommer hier deur jou. ja, Ehm jy weet gaan maar vir jou ten minste 'n -2 sal ek sê. Jy weet daai slaapsake werk baie baie goed. Hulle is baie duurder, maar onthou, dis beter kwaliteit. Hy is warm tot op -2 grade. Jy weet so jy kry nie die scenario waar jy eier te koud kry en hy's beter kwaliteit op die einde van die dag. Jy weet die slaapsak gaan baie langer hou. Dis maar my persoonlike ondervinding want ons het daai skoolgeld betaal vir die kindertjies hierdie cheapies gekoop hmm, en toe eindig hulle op om saam met ons te moet slaap want hulle wil vrek van die koue. Jy weet so dit is die realiteit, so hou dit maar in gedagte. ja. Ek weet nie of daar iets is wat jy by skuiling dalk wil byvoeg nie, Marius. Ek het by Game 'n 2-man tentjie gekoop vir goedkoop man wat maklik opslaan. Hy weeg 2 kg of onder 2 kg en ons het hom nou al opgeslaan en ek en my vrou en my 2 kinders as ons baie op groot lepel, klein lepel lê, dan pas ons in. En hy is regtig nie swaar nie en ek is die man of die pa. Ek het hom by my grypsak bygesit om vasgemaak aan die onderkant laat hy lekker vas is daar. En ek bedoel vir die skuiling wat dit bied vir my hele gesin vir 'n 2 kg wat ek by my dra of onder 'n 2 kg dra, man is goud werd en hy slaan regtig maar baie vinnig, baie maklik op en dit was nie eers so duur nie. So ek het daar al baie mense vir my gesê want ek het al toere gaan doen met hierdie ou simpel tentjie hier in die Galagadi in. Dan die wildjagters vir my gelag en gesê jy en jou klein tentjie. Dis ek man, weet jy wat nee, hy is so vinnig en so maklik
Dit is gemaklik en ek het regtig waar nie baie geld vir hom gaan betaal destyds by Game toe om gekoop het nie. En ons het nie gaan nie meer as dit nodig hê nie in 'n korttermyn situasie met 'n grypsak situasie nie. Ek bedoel as jy nou wanneer mense nou onttrek en dan vat jy nou jou groot lekker canvas tent saam en al die lekker goedjies, maar deel van ons grypsakke se goeder se as ek is die pa vat ek daai verantwoordelikheid op my om daai klein tentjie by my te dra vir daai ekstra 2 kg en ek weet ons het skuiling. Hy's waterdig, hy's klein, maar ons almal kan inpas as ons wil kan inpas. So ja, dis maar die enigste ding daarbey. Die paracord goeder sê jy kry daai goedjies wat gevleg word met die paracord, baie oulik wat hulle armbandjies maak mee. Ek wil nog vir my sommer so lekker, amper wil ek sê 'n 30 cm dingetjie vleg met daai paracord dat ek nog in my grypsak wil byvoeg wat jy sommer net hy hang net daar in jou grypsak en jy daai 30 cm dingetjie wat gevleg is, gee vir jou op die ou ende 10-15 meter paracord tou. En soos jy gesê het, paracord is baie multifunksioneel om te kan gebruik, nie net om goed vas te maak nie. Maar ja, nee, ek dink jy het dit redelik goed opgesom en dan ja. Ja, nee, Marius is 100% reg. Ek dink dis die paracord soos ek sê is baie belangrik want jy kan daar's soveel goed wat jy met hom kan doen. Maar daar's ook alternatiewe. Hier's baie plastiek sakke wat hier rond waai. So mense kan altyd die goed ook weef, maar dis moeilikheid. Dis te veel moeite. Ekskuus, nou sê ek moeilikheid. Ja, Okay, nee. ek gaan dan aanbeweeg. Voordat jy Ekskuus aanbeweeg, Marius, ek gaan dan Skus, ja, voordat jy aanbeweeg, ek sien ons ons ja, is basies uit tyd uit. So ek gaan jou gou okay, weer en dan gaan ons by die volgende subject net okay, 100%, kom ons maak Okay, so. okay, bye. Okay Marius, bye.